Nadat God vir Adam en Eva uit die tuin gestuur het hulle 'n baba seentjie gehad met die naam Kain. Nie te lank daarna nie, is nog 'n seentjie vir hulle gebore met die naam Abel. Kain het uiteindelik 'n landbouer en Abel 'n skaapherder geword. Op 'n dag het hulle elkeen afsonderlik 'n offer aan God gebring. Kain het van die opbrengs van sy saaiboerdery geoffer, terwyl Abel sy heel beste lam aan God geoffer het. Maar toe gebeur daar iets belangriks. God was tevrede met Abel se offer van sy heel beste lam en hy het dit aangeneem. Maar God was nie tevrede met Kain se offer wat bestaan het uit die vrugte van die land nie en hy het dit verwerp. Dit klink nou seker vir jou baie onregverdig, maar jy sien, 'n offer aan God het 'n baie spesifieke doel. Die onskuldige lam is eintlik 'n simbool van Christus, wat sy onskuldige, sondelose lewe sou opoffer om die prys te betaal vir die straf van die gevalle mensdom se sonde. Die bloed van die lam verteenwoordig Christus se bloed wat ons sondes afwas. Dit is hoekom mense in die Ou Testament bloedoffers aan God gebring het. So het hulle gewys dat hulle verstaan hoe sonde na die dood lei en dat 'n onskuldige lam, Jesus Christus, eendag die volmaakte offer vir die mensdom sou bring. Daarom staan dit so in die Bybel. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Die Bybel verduidelik verder hoe Abel sy offer in geloof aan God gebring het, want sy hart was opreg. Maar Kain se hart was nie opreg nie en God het dit geweet. Natuurlik kon Kain met sy broer onderhandel het om van sy vrugopbrengs vir een van Abel se lammetjies te verruil, maar hy het nie. En toe God Kain se offer verwerp, het hy hom daar en dan liderlik vervies en sommer baie kwaad geword. En die Here sê vir hom, "Waarom is jy kwaad? En waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? As jy nie goed doen nie, die sonde lê loer voor die deur en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers." Ai, plaas dat Kain na God se liefdevolle waarskuwing geluister het, maar in plaas daarvan het hy dit geïgnoreer en gevolglik het al kwader en kwader en kwader geword. En op 'n keer, toe Kain en Abel alleen in die veld was, het Kain so opgekropte woede skielik oorgekook en die volgende oomblik het hy vir Abel, sy eie broer, mors doodgeslaan. Is dit nie verskriklik nie? Dit was die heel eerste moord op aarde.